Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Kom ons bid net en ons sê vir die Here, dankie vir sy woord. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord lewend en kragtig is. Heilige Gees, ek bid vanoggend dat u hierdie woord sal gebruik, hierdie boodskap sal gebruik, om met ons te praat, om in ons te werk. Here, u woord is nie vir die ou langs my nie, dis vir my. En daarom bid ek, Heilige Gees, werk met u woord in my lewe en deur my lewe, in hierdie oggend en ook vorentoe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Vanoggend loer ons so 'n bietjie weer in die lewe van Petrus en ons gaan gesels oor hoe lyk die proses van disippelskap in ons lewe? Hoe lyk dit en wat gebeur as ek besluit om Jesus te volg? Nou, François, kom gou hier asseblief. Ek het iets vir jou. Roy, kom jy ook sommer hier, terwyl jy nou lanklaas iets gedoen het? Ek het iets vir jou ook. As hy hou vir my, hoor. Julle kan maar sit. Daar by jou vrou. Ag, yes, nou daai kleiner stukkie as jy gekry. Goeie genigtig, jy weet. Maak hy so by die huis ook al het? Ja, ek het so gedink, jy weet. Die kinders het meer chocolate as ek gekry. Ai, julle vrouens sukkel daarmee, met al die onvolwasse kinders in die huis. Jy weet, die wat groot geword het en die wat nog kinders is. Ja, ek spot net, hoor. Matteus 18 vers 21 wil ek gou vir jou lees, en dis waaroor ons gaan gesels vandag. En hier in Matteus 18 lees ek, Jesus kom by sy disippels en hy gesels 'n bietjie met hulle, hy vertel vir hulle, dat wanneer jou broer iets teen jou doen, is daar 'n manier hoe jy dit uitsorteer. Hy sê, as jou broer iets teen jou het, moet hom nie nou al opsit nie, Konrad, jy kan hom net so, François Konrad, jy kan hom net kleer, dan sal ek hom nou as ek hom lees, hoor, want ek sien almal lees nou daar, jy weet, dankie Konrad. Hier in Matteus 18 lees ek, Jesus kom, en hy praat met sy disippels, en hy gesels so 'n bietjie met hulle, oor, wanneer jou broer iets aan jou doen, hoe hanteer jy dit? En hy sê nie noodwendig goed waarvan ek altyd hou nie, want partykeer voel 'n mens, om 'n groter boelbaar op jou bakkie te sit, of so iets, jy weet. Maar Jesus sê, gaan na hom toe, praat met hom daaroor. En as hy luister en jylle maak het reg, dan is het goed, dan het jy jou broer gewen. As hy nie luister nie, vat iemand saam, om met hom te gaan praat, want waar 2 of 3 in my naam oor enige iets saamstem, dit sal hulle ten deel val, en waar jylle 2 is wat oor hierdie ding praat, word dit beter. En dan gaan Jesus en hy gesels met hulle oor hoe jy nou hierdie ding hanteer, wanneer jy aanstoot geneem het of aanstoot gegee het, wanneer jylle vies is vir mekaar of iets gebeur het wat mense ongemaklik gemaak het, of seer gemaak het, en dan spring Petrus hier in met 'n vraag. En nou kan ons hom saam lees, Matteus 18 vers 21 wat sê, toe kom Petrus na Jesus en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig, en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? Nou kom ek sê gou vir jou, wat gebeur het is in die Ou Testament, het die rabbies en die skrifgeleerdes, die volk Israel geleer, dat jy iemand net 3 keer moet vergewe, en dan is dit klaar. As jy iemand 3 keer vir iets vergewe het, hoef jy nie weer nie, want dan wil hy nie hoor nie. Niks gaan verander nie, né? Nou kom Jesus en hy praat oor vergifnis, en hoe ek met mense moet werk wanneer hulle my seer maak, of wanneer ek aanstoot neem of iets gebeur, en ou Petrus, soos ons hom nou geleer ken het al, hy is die ou met 'n vraag. En Petrus vra hierdie diep geestelike vraag, want hy het in gedagte, ek het gehoor hulle sê, jy moet iemand 3 keer vergewe. Ek gaan vir Jesus vra, Here, moet ek hom 7 keer vergewe, want 7 is die perfekte nommer. Ek gaan Jesus beïndruk met my vraag. Here, as my broer teen my sondig, hoeveel keer moet ek hom vergewe? Die perfekte hoeveelheid keer is 7. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, nie tot 7 maal nie, Petrus, maar tot 70 maal 7 toe. Tot 70 maal 7 keer moet jy hom vergewe.
Jesus het met sy disippels hier gesels oor hoe hanteer ek dit. Nadat hy dit gesê het vir Petrus tot 70 maal 7 keer, kom Jesus en hy vertel van die koning wat sy weermag opdrag gegee het om almal wat hom geld skuld bymekaar te kry sodat hy kan begin sy skuld invorder. En hierdie een man het daar gekom en die Bybel sê hy het hom 10.000 talente geskuld. Nou 10.000 talente is gelyk aan miljoene. Want hulle sê nie 10.000 talente wat nie, dit was of 10.000 talente silwer of dalk moontlik goud. Dis gelykstaande aan miljoene rande in vandag se geld. Hierdie ou het hierdie koning miljoene geskuld. Sy overdraft was groot by die koning. En hy val voor die koning neer en hy pleit om vergifnis en die koning sê dis goed so, ek sal jou vergewe. En hierdie man staan op en hy stap weg en hy kry iemand wat hom geld skuld, en die Bybel sê, hy het hom 'n paar denario geskuld. Nou 'n denario was 'n dagloon, hy het hom 100 van dit geskuld, so hy het hom 100 dae se salaris geskuld. So kan ek gehoor, wie van julle se salaris vir 100 dae is min of meer gelyk aan 'n paar miljoen? Wat ek net sien? Niemand? Goeie genigtig. Ek het gedog, het gaan beter met julle. So, in vergelyking met miljoene en net 100 dae se loon, se dagloon. En hierdie ou besluit, nee, straf hierdie ou. Neem hom gevange tot hy die skuld kan betaal. En toe die koning daarvan hoor, toe sê die koning, as dit is hoe jy barmhartigheid uitdeel, is dit hoe jy barmhartigheid gaan kry. En hy het hom oorgegee aan die pynigers. Ek het reeds gesê, die rabbies het vir die mense geleer dat jy moet iemand 3 keer vergewe. Petrus vra hier, kan ek die perfekte getal gebruik en sê 7 keer? En Jesus antwoord 70 maal 7 keer. Kan ek vir jou sê, Jesus het nie geantwoord 70 maal 7 keer, sodat ek en jy moet 'n lysie maak oor hoeveel keer ek iemand vergewe, en sodra ek by, hoeveel is 70 maal 7? Sodra ek by 490 keer kom, dan is dit nou okay nie. Jesus het eintlik gesê, vergewe sonder om te tel. Vergewe sonder om boek te hou daarvan. Met hierdie gelykenis wys Jesus en vertel hy vir ons hoe belangrik dit is om vry te spreek en om te vergewe. Hy sê, in die einde van daardie hoofstuk, vers 34, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, sodat hy sou betaal, het alles wat hy hom skuldig was. Vers 35 sê, so sal ook julle hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. Die Bybel kom hier en hy sê, vir God is vergifnis uiters belangrik. As jy nie kan vergewe nie, kan jy nie vergifnis ontvang nie. Dis erg. En as ek en jy ons skuld moet by mekaar tel, dan is dit baie meer as dit wat teenoor ons verskuldig is. As ek en jy moet by mekaar tel wat ek en jy teen God gedoen het, en ons tel wat mense teen ons gedoen het, dan moet sy hart baie seerder wees as ons. Maar nou vra ek myself die vraag as ek hierdie verhaal lees, en ek sien Jesus maak dit so belangrik dat ons vergewe, en ek dink aan die Bybel, dan lees ek in die woord van God hoeveel keer die Bybel aanhaal ten opsigte van vergifnis. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die ander klag het, sodat Christus julle vergeef, soos wat Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Matteus 6 vers 14 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Efesiërs 4 vers 31 sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En wanneer julle staan en bid, sê Markus 11, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is,
ook julle oortredinge mag vergewe. Ek hou van Spreuke 19 vers 11. Hy sê, die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom 'n eer om die oortredinge van ander te vergewe. Dit is vir my so interessant, dat die Bybel maak dit so belangrik, en herhaaldelike kere, in die week terwyl ek voorberei, is ek soos, maar Here, ek het nou al seker hoeveel keer oor hierdie idee gepraat, van vergifnis. En ons het dit nou al gehoor, en ek is seker daarvan, jy het al 'n paar boodskappe daaroor gehoor, en dan dink ek, maar Here, hoekom moet ons weer daaroor gesels, en dan besef ek net, dat weet wat, ons hou aan met seer kry. Daarom moet ons onthou om aan te hou, vergewe. Ek lees in die teksgedeelte vandag dat Jesus sê, as ek my broer van harte vergewe, dan kan God my vergewe. Ek lees in al hierdie skriffies wat ons gelees het, hoe belangrik vergifnis vir God is. En nou wil ek vanoggend met jou gesels oor hoekom is dit dan vir God so belangrik dat ons sal vryspreek of sal vergewe, en hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg? Wel, eerste wil ek sê, dis baie belangrik dat ons dit sal doen, omdat ons seer kry, sodat ons nie aanstoot, omdat ons aanstoot gee, en omdat ons aanstoot neem, en omdat ons aanhou seer kry, is dit elke dag 'n deel van ons lewe. Is elke dag deel daarvan. Ons kry seer, en weer, want mense maak seer, en as ons seer kry, moet ons weer vryspreek, weer vergewe. So die eerste rede hoekom ek dink dit belangrik is omdat die lewe vol seer kry is. Dis hoekom die Bybel aanhou hiervan praat. Die tweede rede hoekom ek dink ons moet vergewe, is omdat ek en jy geroep is om soos Jesus te wees. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Die Bybel sê, ek en jy is geroep om in Jesus se voetspore te volg, om soos hy te word. Dis wat disippelskap is, dis wat dit beteken om hom te volg, en as ek sy voetspore volg, is vergifnis iets wat ek doen. Vergewe en vryspreek is iets wat ek doen. Dink aan Jesus se uitspraak aan die kruis, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dink aan Stefanus, een van Jesus se disippels, wat toe hy by Jesus, toe na Jesus gekruisig is en hy die evangelie van Jesus verkondig, kom hy op 'n plek waar hulle hom vat en hom wil stenig vir dit wat hy sê en dit wat hy leer, en hoe Stefanus, terwyl ouens besig is om hom met klippe dood te gooi, in die hemel inkyk en sê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het Jesus se voetspore gevolg. So wat sê ek vanoggend? Hoekom hou 'n mens aan terugkom? Hoekom is dit so belangrik dat ek elke nou en dan herinner word dat vergifnis 'n belangrike deel van my geestelike lewe is? Een, omdat ons aanhou seer kry. Ek en jy het nie seer gekry en vandat ek die Here dien gebeur daar niks met my wat my nie seer maak nie. Omdat ons aanhou seer kry, moet ons onthou om aan te hou vergewe. Die tweede rede wat ek vanoggend sê is, omdat ek en jy volgelinge van Jesus is, wil ek wees en doen wat hy gedoen het, en hy het vergewe. Die derde rede, hoekom ek vanoggend, en dis vir my die belangrike deel, hoekom ek vanoggend met jou wil gesels oor hoekom vergifnis belangrik is want vergifnis maak my hart heel. Ek het nou vir Roy 'n klein stukkie gegee, en vir François 'n groter stuk. Maar dis tog wat met my en jou lewe gebeur, wanneer ons seer kry. Iemand sê iets, en dis seer. Iemand doen iets, en dit breek my hart. Ek wil vir jou vanoggend sê, dis vir God belangrik,
dat ek en jy vergewe, want onvergewingsgesindheid is sleg vir my. Nie vir die ou wat iets teen my gedoen het nie, dit is sleg vir my. Die seer wat ons kry in die lewe breek ons harte in stukkies. En onvergewingsgesindheid maak dat dit by daai ou bly. Hy het iets daarby hom wat hy nie weet wat dit is of hoekom dit daar is nie. Maar ek het daai stukkie van my hart, omdat ek die hele tyd daaraan dink, omdat ek my die hele tyd daaraan herinner, is daar 'n stuk van my hart by daai ou, sonder dat hy eers daarvan weet. Want ek wil nie laat los die seer wat Frans van my gemaak het nie. En ek blyk het hom 'n stukkie gegee, want daar is nie issues daar nie. Ja, vir jou ook. Ek het vir jou ook 'n stukkie gegee, want daar is nie issues daar nie. Die belangrikheid van hierdie hele belewenis is dat wanneer ek seer kry, breek my hart, en wanneer ek nie die Here vra om my daarmee te help nie, bly hy stikkend. Want onvergewingsgesindheid is iets wat binne in my hart kom woon. Dis iets wat my hart in stukkies skeer, sodat ek die stukkies oral laat rond lê. Nou laat ek eerlik wees met jou, daar's 'n hele paar voordele aan onvergewingsgesindheid. Daar's 'n paar voordele daaraan om nie mense te vergewe nie. Het julle geweet daar's voordele aan? Daar's 'n hele paar voordele. Een van die voordele is, dit gee vir jou krag. Dit voel, ek het jou. Jy het dit aan my gedoen, ek het krag, ek gaan vir jou terugkry. Ek het dit. Ek het krag. Een ander ding wat onvergewingsgesindheid doen, wat ek vanoggend as 'n voorbeeld, en julle verstaan as ek sê as dit 'n voordeel is, dat julle verstaan, ek is eintlik so 'n tikkie sarkasties wanneer ek sê dis voordelig vir ons. Wie wat, dit gee my identiteit. Dis wie ek is, ek het seer gekry en dis wie ek is. Ek is soos ek is, want dis wat hulle aan my gedoen het, en dis hoe hulle met my hanteer het, en daarom is ek soos ek is. Dit maak vir my, ek het so half, ek het bestaansreg, ek het 'n identiteit. 'n Ander voordeel wat ons daaraan kan sien, is dat ek aanspraak het. Ek het die reg om so te voel. So ten minste het ek die reg om iets te voel. Ons dink onvergewingsgesindheid is 'n voordeel in ons lewe, want nou het ek 'n wapen. Nou het ek iets wat ek kan teen iemand anders gebruik. Ek sê hierdie een baie versigtig, maar weet jy wat, dit kan so maklik gebeur, dat ek dink, dat daar voordeel is aan onvergewingsgesindheid, want ek dink, ek is God. Want weet wat, as hy bereid is om my te vergewe, vir al die nonsens wat ek aangevang het in my lewe, en ek is nie bereid om te vergewe nie, dan sê ek, I'm above that. En ek kan nie myself bo God plaas nie. So eintlik wil ek vir jou sê, daar's geen voordeel aan nie. Maak gou so, maar ek wil hê jy moet hom hard omdruk. Okay. Nou, ek wil hê jy moet hom so hou tot ek klaar gepreek het. Is julle reg? Okay. Nee, jy moet hard druk. Jy moet hard druk. Hier's 'n paar fris ouens hierso vanoggend. Hulle kan. Ek wonder waar's Daniel, want as hy was, dan hy nou vir my gewys. Hy so gesit het tot ek klaar gepreek het, net om vir my sy guns te wys. Jy weet. Ek spot lekker met hom as hy nie hier is nie. Hy's groter as ek. Nie swaarder as ek nie, maar hy is baie groter as ek. Hè? Het julle dit nog? Wie het al opgehou? Julle het almal opgehou. Luister julle nie as die pastoor preek nie, het gesê hou dit so. Né? Het jy gevoel dat dit word naderhand ongemaklik? Het jy geweet dat as ek dit aanhou so hou, gaan dit naderhand pyn veroorsaak? Dit gaan seer word. En weet jy wat, as ek lank genoeg dit so hou, gaan my hand so misvorm raak, dat hy so gaan bly. Jy sien, ons maak onsself seer, wanneer ons so styf aan die seer in ons lewe vashou, en ek sê, dit is myne. Asof het alles wat ek het. 'n Hart wat vergewe,
is 'n hart wat heel word. 'n Hart wat vergewe is 'n hart waar ek nou nie hierdie puzzle aan mekaar gaan kry weer nie. Is 'n hart wat heel word. Want dit gaan en dit vat die stukkies en dit sit dit terug. Vergifnis is soos om die wond skoon te maak sodat hy gesond kan word. Ek wil vanoggend met jou gesels en ek wil hê jy moet dit half ervaar asof dit net ek en jy is, of dit net jy en God is op hierdie oomblik. Ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is jou seer oud. Miskien is dit iets wat 'n ouer gedoen het, miskien is dit iets wat 'n onderwyser eendag gesê het, miskien is dit iets wat iemand aan jou gedoen het, miskien is dit die seer van verwerping, miskien is dit die seer van onregverdigheid, miskien is dit die seer van selfsugtigheid wat jou hart in stukke geskeur het. Miskien is die seer vanoggend in jou lewe nuut. Miskien is dit 'n teleurstelling wat in die week plaasgevind het. Miskien is dit iets wat iemand vanoggend gesê het. Miskien is dit iets wat gister gebeur het. Daardie seer is vars. Die stukkies lê nog naby. Miskien het daar iets gebeur. Ek sê nie vanoggend, ek praat nie net van lank terug nie, ek praat van dalk nuut, dalk ou seer. En die stukkies van jou hart is gebreek. Jy's bitter. Jy wil huil, jy wil beklei. Jy wil kwaai wees. As daar trane uit jou oë uitkom, is hulle warm. Want daar's 'n vuur wat binne in jou brand. As gevolg van seer wat jy gekry het. Daar's onkruid van ons vergewingsgesindheid wat binne in jou hart groei, wat besig is om jou te versmoor. Daar's een manier om hierdie vuur te blus. En dis vanoggend om God toe te laat om die stukkies bymekaar te maak. Vergewe jou, François. Ek hou dit nie teen jou nie, want ek wil hê my hart moet heel wees. Dit wat jy aan my gedoen het was baie kleiner as dit wat hy aan my gedoen het. Nou like jy dit jy die klein stukkie gekry het. Dis wat gebeur wanneer ek God vra my te help om te vergewe. Ek vat die stukkies terug. Net sien. Voel of ek in graad 1 is. En ek gee hom die toestemming om my stikkende hart heel te maak. Wanneer my hart stikkend is, kan ek niks met 'n hele hart doen nie. Jesus kom in Matteus 22 vers 37 en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. As my hart gebreek is deur seer wat ander my gedoen het, dan is my hart in stukke. Want as my hart in stukkies is, dan beïnvloed dit wat? Dit beïnvloed my sielsmens, my wie ek is, my wil en my intellek en my emosies. Dan wil ek nie nader kom nie, omdat ek seer gekry het. En dit beïnvloed my verstand. Ek wil vanoggend vir jou sê, die rede hoekom dit vir God so belangrik is, dat ek en jy mense vergewe wanneer ons seer maak, is omdat God weet, wanneer ek nie vergewe nie, is my hart nie heel nie, en as my hart nie heel is nie, is dit vir my onmoontlik om hom met my hele hart, my hele siel en my hele verstand te dien en lief te hê. Want my verstand is geokkupeer deur die seer wat iemand my gemaak het. Ek laat God uit.
omdat ek ruimte maak vir die seer wat iemand aan my gedoen het. Moet my nie vanoggend verkeerd verstaan nie. Ek sê nie jou seer beteken niks nie. Ek sê nie vergeet daarvan is nie so erg nie. Ek weet vanoggend dat seer regtig seer is, maar wat ek vanoggend vir jou wil sê is, gee God 'n kans om die stukkies bymekaar te maak. Gee God 'n kans om jou te help, om vry te spreek, om te vergewe, sodat hy jou hart kan heel maak. Want as hy jou hart heel maak, dan kan ek en jy weer met 'n hele hart. Met 'n hele hart hom lief hê. Met 'n hele hart, met 'n hele siel, met my hele wil, my hele intellek, my hele emosies, met my hele verstand vir hom leef. Wanneer ek en jy seer kry en my hart verdeel word, dan is daar altyd uitgebreide nagevolge. Ons onttrek, ons bou mure om onsself te beskerm, ons raak nie betrokke nie, want gister het ek seer gekry en daarom gaan ek nie weer probeer nie. Ek hoor 'n mooi illustrasie, hulle sê, onvergewensgesindheid is soos om gif te drink en te hoop die ander ou kom iets oor. Ek drink gif en ek hoop François kom iets oor omdat hy 'n stukkie van my hart by hom het. Vergifnis is daardie medisyne wat God my en jou gee, sodat ons harte heel kan word. Hoekom is dit vir Jesus so belangrik dat ons sal vergewe, sodat ons harte heel sal wees? Dis my en jou keuse. We can get over it, or we can get even. Dis my en jou keuse. We can release, or we can resent. Ons kan daaraan vashou. Vergifnis is daardie aksie van geloof, wat God toelaat, om die stukke van my hart bymekaar te maak, sodat ek die seer en die bitterheid vir hom kan gee, en sê, Here, maak heel dit wat stikkend is. So vanoggend het ek vir jou 'n paar dinge gesê, begin en gesê, hoe Petrus wou geweet het, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Jesus het gesê, moenie tel nie, vergewe. Ek het die vraag gevra, hoekom is dit vir God so belangrik dat ons vergewe? Dis vir hom so belangrik dat hy sal sê, as julle dit nie doen nie, kan ek dit nie doen nie. En ek ken God nie as iemand wat aspris is en sê, ja, jy wil nie vergewe nie, so ek gaan nie. Hy weet wat dit aan my doen, daarom sê hy, vergewe, sodat jou hart kan heel word. Maak die stukkies bymekaar, sodat ek jou hart kan heel maak. Nou wil ek net so vir die laaste paar oomblikke met jou gesels oor, hoe doen ek en jy dit dan nou prakties? Hoe gaan ek hierdie heel maak van my hart uitvoer en toepas? Die heel belangrikste is in sy teenwoordigheid. Deur te sê, Heilige Gees, help my, lei my, rig my. Onthou net, jy vra nie die Heilige Gees vir leiding, sodat hy vir jou moet sê, of jy iemand moet vergewe of nie vergewe nie. Want hy gaan jou nie antwoord op daai vraag nie. Jy het al geantwoord in die Bybel. Dis moet. Want dit maak jou hart heel. Wat gaan ek doen? Ek gaan sê, help my, lei my, sodat ek dit sal regkry. En hoe gaan ek dit dan doen? En ek dink Jesus het vir ons 'n wonderlike tool gegee in Matteus 5 vers 44, waar hy gesê het, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hier's dit, seën, bid. Dis baie belangrik dat Jesus hierdie goed saam ingesit het. Wees lief,
seën, doen goed en bid. Vir iemand vir wie jy kwaad is. Vir iemand wat jou hart gebreek het, doen hierdie dinge. Wees lief, seën, doen goed en bid. Dit is so belangrik dat hy dit aan mekaar, by mekaar in een versie gesit het. Want as hy gesê het, bid vir die wat jou seer gemaak het, dit is maklik om te doen. Here, ek wil net weer vandag vir Carolus, ek ken nie 'n Carolus nie, so ek gebruik maar Carolus, ek hoop nie een van julle se tweede naam is Carolus nie. Here, ek wil net weer vir Carolus na u toe bring vanoggend. As jou tweede naam Carolus is, bid ek regtig vir jou. Here, ek bring Carolus vanoggend na u toe, en ek bid regtig dat u hom sal bykom vir wat hy aan my gedoen het. Hy het nie dit bedoel toe hy gesê het, bid vir mense wat jou seer gemaak het nie. Daarom sê hy, wees lief vir hulle, doen goed aan hulle, seën hulle. Kan ek jou sê, weet jy hoe gaan ek en jy weet of ek en jy oor die seer is, en of ons die stukkie van ons hart gaan terughaal het en vir hom gegee het om my hart heel te maak, as jy vanoggend met alle eerlikheid kan sê, as ek aan daardie persoon dink, dan bid ek, Here, ek bid, bless hulle. Wees goed vir hulle. Seën hulle. Skyn u aangesig oor hulle. Here, glimlag oor hulle en wees vir hulle goed. As jy dit kan doen, het die proses van vergifnis in jou lewe 'n ver pad gekom. As jy vanoggend sê, ek kan nie. Weet jy hoe seer dit was? Dan wil ek jou vanoggend uitnooi om Jesus te nooi, om jou te help, om jou hart heel te maak. Ou Petrus het gevang wat Jesus hier vir hom gesê het, toe Jesus vir hom sê, 70 maal 7 keer Petrus. Want in 1 Petrus 3 vers 9 skryf Petrus 'n brief en hy sê die volgende, hy sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. In Lukas 9 praat Jesus met sy disippels oor vergifnis. Oor hoe hanteer jy dit as iemand jou seer maak? En hoe doen jy dit? En wat vir my so interessant is in die middel van hierdie gesprek, sê Jesus, en dieselfde maat waarmee jy meet, sal daar ook vir jou gemeet word. Gee, en vir jou sal gegee word. Dieselfde maat. Ingedruk. Ons quote daai versie, né? As ons offerande opneem. Bybel sê, gee en vir jou sal gegee word, 'n goeie maat ingedruk. Jesus praat oor vergifnis, wanneer hy sê, gee en vir jou sal gegee word. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie dat gister se seer jou hart verdeel nie, moenie dat jou onvermoë God op 'n afstand los in jou lewe nie, want moenie in jou krag probeer om reg te maak nie. Vra hom om jou te help. Vra hom om jou te lei. Vra hom om jou vry te maak. Vra hom om die stukkies van jou hart by mekaar te maak, sodat ek en jy met 'n hele hart God kan volg. Want hoe moeilik is dit nie as ek besluit, ek gaan die Here volg. Maar as gevolg van die seer wat ek gekry het, hou ek so bietjie terug. Weet, ek sal hier betrokke raak, maar gaan nie daar betrokke raak nie, want die vorige keer dat ek dit gedoen het ek seer gekry. Ek wil vir jou vanoggend sê, is tyd om te laat gaan. Dit is tyd om hom toe te laat, om jou hart heel te maak. Kom ons bid saam. Here, u ken elkeen van ons se omstandighede en sy harte beter as wat ons dit self ken. U ken elke een van ons se diep seer. Beter as wat enige een van ons mekaar ken. Here, u weet van daai seer van 'n ma wat vir 'n kind iets lelik toegesnou het. Gesê jy sal nooit in jou lewe regkom nie. 'n Ma wat vir 'n kind gesê het, ek wens ek het jou nooit gehad nie. Here, u ken die seer van mense wat opgegee het en net seer gemaak het. Onbewustelik, sonder om asperseer te maak. En
Here, vandag sit hier mense wat se harte stikkend is. Stikkend as gevolg van die seer wat hulle gekry het. Stikkend, Here, as gevolg van die uitsprake wat mense gemaak het, van goed wat iemand gesê het, van goed wat mense wat naby aan ons was, aan ons gedoen het, mense wat ons seer gemaak het, mense wat ons goed gevat het, mense wat onregverdig was. Here, U ken die seer in elkeen van ons harte. Vandag bid ek, Heilige Gees, dat U ons sal help om die stukkies van ons harte by mekaar te maak, sodat U dit kan heel maak. Help ons, Here, om te sê, ek vergewe daardie mens, en ek bid dat U vir hulle sal goed wees. Want Here, dan kan ons daardie stukkie hart terugvat, en U kan dit heel maak. Ek het die begeerte, Here, om U met my hele hart lief te hê. Om U met my hele siel, met my hele verstand en met al my krag te dien. En daarom bid ek, Here, maak ons harte heel, sodat ons U met hele hart kan dien. Sodat niks wat mense aan ons gedoen het, ons gaan weghou en ons gaan terughou van dit wat gebeur het nie. Bid vanoggend, Here, vir mense wat teleurgesteld is, dat U hulle sal help om vry te spreek. Here, ek wil vanoggend spesifiek kom vra dat U ons sal help. Terwyl daar moontlik omstandighede in mense se lewe gebeur het, waarvoor ons U verkwalik. Dat al dinge gebeur in iemand se lewe waarvoor jy vir God kwaad is. Het hy dit toegelaat? Hoekom het hy dit laat gebeur? En jou hart is gebreek, omdat jy voel dat God jou skade gedoen het. Ek wil jou vanoggend nooi, gee hom 'n kans om jou hart heel te maak. Here, ek bid, Heilige Gees, ek bid, help ons om die stukkies van ons harte by mekaar te maak, en dit vir U te gee, want dis net U wat ons kan heel maak. Bid dit, Here, in Jesus naam. Amen.